If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice, tell the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. Believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify, testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. Oh, if you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. Goeienaand. Ek voel dis nodig vir ons om in hierdie tyd sommer net weer rondom die woord te kuier. En my hart is opgewonde vanaand om 'n woord wat op my hart lê met u te deel. Dankie vir die voorreg. Dankie Here vir al die tegnologie wat dit vir ons moontlik maak. Ek dink ons is op die 6433ste dag van ons lockdown. En ek dink daar's 'n paar gemoedere wat ongesteld raak. Ek dink daar's praktiese dinge wat in ons begin vreet. En ek wil vanaand sommer net met jou iets deel om jou geloof te bou en jou hart weer terug op die fokus van Jesus Christus. Chippy the parakeet never saw it coming. 1 second he was peacefully perched in his cage. The next he was sucked in, washed up and blown over. The problems began when Chippy's owner decided to clean Chippy's cage with a vacuum cleaner. Ek glo jy het dit al almal gedoen. She removed the attachment from the end of the hose and stuck it in the cage. The phone rang and she turned to pick it up. She'd barely said hello when Chippy got sucked in. The bird owner gasped, put down the phone, turned off the vacuum and opened the bag. There was Chippy, still alive, but stunned. Since the bird was covered with dust and soot, she grabbed him, raced to the bathroom, turned on the faucet,
and held Chippy under the running water. Then realizing that Chippy was soaked and shivering, she did what any compassionate bird owner would do. She reached for the hairdryer and blasted the pet with hot air. Poor Chippy never knew what hit him. A few days after the trauma, the reporter who had initially written about the event contacted Chippy's owner to see how the bird was recovering. Well, she replied, Chippy doesn't sing much anymore. He just sits and stares. It's hard not to see why. Sucked in, washed up, blown over. That's enough to steal the song from any heart. Wow, what a story. Story of our lives. Story of our present situation. Ek wil vanaand met u deel oor die kruis, die uitgang en die ingang. En ek gaan saam met u lees uit Exodus 6 vers 5 tot 7. Exodus 6 vers 5 tot 7. Ek is die Here, hoofletters, beteken Yahweh. Ek is Yahweh, en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit slawerny. Ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot oordeele. Ek gaan oordeele oor julle vyand bring. Ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees, Elohim. En julle sal erken dat ek die Here, Yahweh, julle God, Elohim is, wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars. En ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgehef het. Ek het my hande uitgestrek om hierdie land te seën vir julle, om dit aan Abraham en Isak en Jakob te gee, en ek sal aan julle as julle besitting gee, ek, Yahweh. Ek wil 'n prentjie vir jou wys van 'n oop deur. Hier's ietsie wat jy moet verstaan vanaand. Die Here sê, ek gaan julle uitlei, sodat ek julle kan inbring. Jy moet verstaan, die oomblik wanneer jy deur 'n oop deur loop, los ek iets agter, en ek tree iets nuuts binne. Ek los 'n verlede agter, ek betree 'n toekoms. So toe hulle uit Egipteland uitgelei is, toe hulle die deur agter hulle toemaak, stap hulle in 'n nuwe toekoms in. En wat hier met hulle gebeur het, is die Here gee hulle 'n bevel om bloed aan die deurposte te smeer. Nou, as ek vir jou kan wys, dit lyk so. Daar is die muur met die deur, met die bloed bo-aan en dan die twee sykante. En die Here het hierdie bloed as simbool vir hulle gegee, dat hulle gaan deur hierdie poort in 'n nuwe profetiese bedeling in. Die bloed spreek van vrymaking van die ou. Die bloed spreek van ingang in 'n nuwe. En baie jare later, 1000 jaar later, het ons hierdie naweek wat ons vier, waarop Israel iets nuuts ontdek. Die bloed teen die twee, op die dwarsbalk, teen die twee kante, en onder by die voet. So, die bloed was gegee vir Israel, om te verstaan, hulle laat 'n ou verlede agter, hulle betree 'n nuwe toekoms, en die bloed van hierdie naweek, die bloed aan die kruis, die twee hande wat deurboor is, die voete wat deurboor is, daar sommige teoloë wat beweer, elke voet was apart vasgeslaan. So die bloed aan die kante en die bloed onder getuig met ons vanaand oor, ek los 'n verlede agter in Jesus Christus. Na die Paasnaweek stap ek in 'n nuwe toekoms in. Ek gaan deur. Ek gaan deur, ek verlaat om in te gaan. Om deur hierdie deur te gaan beteken dat daar dalk die moontlikheid kan bestaan, en dis wat in my hart is, dat ek die oue sal agterlaat. Dat ek sal ophou om terug te kyk. Jy sien, Israel se probleem was, hulle murmureer, hulle is konstant besig om teen Moses en God te rebelleer. Elke keer wanneer dinge nie gebeur volgens dit waarvan hulle hou nie, dan wil hulle terugdraai Egipte toe. So Keith Green het 'n lied gesing 1972, So you want to go back to Egypt, where it's safe and secure. En ons soek daardie dinge wat vir ons secure is, veilig is, bekend is.
maar Jesus wil ons in 'n nuwe land inbring, waar ons in die geloof gaan lewe. Jy sien, om konstant terug te kyk, lei na probleme. Lot se vrou draai om terug te kyk na Sodom, en sy verander in 'n soutpilaar. In Genesis 9:26, in Lukas 17:32, sê Jesus, net 'n sinnetjie. Hy vertel hulle oor die toekoms, hy vertel hulle van 'n dag wat gaan kom, wanneer hy sy geliefdes gaan kom haal, en dan sê hy, net een sinnetjie, vers 32, onthou Lot se vrou. Met ander woorde, daar is 'n dag in die toekoms, daar was 'n dag in die verlede, daar is 'n dag in die toekoms, waar hy ons eintlik wil herinner, moenie terugkyk nie. En ek wil jou vanaand sê, ek praat vanoggend met iemand wat definitief 'n entrepreneur is, en hy sê vir my, hy het gesit en gebid in hierdie tyd wat hy by die huis is, en hy kom tot die gevolgtrekking dat dit die Here se plan is, dat hy 'n nuwe masjien ontwerp vir kragopwekking. En hy stuur vir my die tekeninge. En ek besef, iemand het nou die dag gesê, dat in hierdie tyd van Grendelstaat, waar ons so ingeperk is, en waar dinge net 'n nuwe wending aanneem, en ons tyd het, gaan entrepreneurs weer by 'n plek om waar hulle kan dink en nuwe dinge skep. So, as ek aanhou terugkyk en moan en complain en vreeslik te kere gegaan oor wat nou aangaan in die land, is dit moontlik, dat ek God se plan kan mis, dat ek hierdie nuwe droom kan mis. In 2 Korintiërs 5:17 verwys Paulus na dit wat 'n resultaat is van hierdie naweek. Hy sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die oue het verbygegaan. Daar is 'n oue. Maar dan sê hy 'n mooi ding, behold, kyk, die nuwe het gekom. En die fokus van hierdie hele vers is nie om terug te kyk na die ou nie, die fokus is om heen te kyk na die nuwe en myself te vergewis daarvan dat daar iets nuuts is wat die Here vir my wil doen. Op 29 Junie 1975 het ek 'n hinkering na God en ek stap saam met 2 van my beste vriende in 'n klein kerkie in Pretoria in. En op 'n Sondag aand ontmoet ek vir Jesus Christus. En skielik gaan 'n deur voor my oop. Maar as ek nou kyk na die prentjie wat ek nou net vir u gewys het, dat daar op hierdie deurposte 'n definitiewe klaarmaak met die verlede is, besef ek, as ek terugkyk, dat ek daai aand 'n klomp dinge moes agterlaat. Kom ek noem vir u 'n paar goede. As u na hierdie naweek met Jesus op pad vorentoe wil stap, 'n paar goede wat ek moes doen. Ek moes my rug draai op tradisie en groot dele van my opvoeding. Daar's dinge in my kultuur en my opvoeding wat nie stryk met die lering oor die koninkryk van God nie. Ek moes my rug draai daarop. Ek moes my rug draai op my ou lewe van sonde, my gewoontes, my persepsies. Dinge wat my konstant weggehou het van koninkrykslewe. Ek moes vorentoe kyk na alternatiewe. Ek het 'n nuwe woonplek gekry. Ek en my 2 vriende trek saam in 'n woonstel. Ek het by my ouers uitgetrek en net besef, as ek 'n nuwe lewe wil skep, moet ek 'n hele nuwe kultuur, nuwe tradisies begin aanhang. Ek het 'n nuwe vriendekring ontwikkel. As gevolg van hierdie nuwe gemeente waar ek Jesus ontmoet ek nuwe jong mense. En dan word ek blootgestel aan die moontlikheid van Heilige Gees werking. Waar ek vandaan kom, my ou kultuur het my geleer, al hierdie dinge het afgespeel in die tyd toe Jesus op aarde was, en dis verby. Alwaarna ons nou uitsien is die wederkoms. Maar by hierdie gemeente het ontdek dat daar 'n daaglikse Heilige Gees belewening moontlikheid kan wees. Ek neem geestelike stappe vorentoe. Ek moes my ongeestelikheid agterlaat en instap en vervul word met die Heilige Gees en nie net glo in die huidige werking van Heilige Gees, maar dit self binne tree. Waar bevind jy jou vanaand? Wat gaan aan in jou hart? Wat gaan aan in jou lewe? Ek glo dat hierdie amper strafkamp waarin ons onsself kan bevind, is die moontlikheid, is die deur. En ek wil vanaand bloed op my deurkusyn en jou deurkusyn kom sit en sê dis amper.
klaarmaak met die lewe soos ek hom geken het. Jy weet, Einstein het gesê, to repeat the same thing over and over, expecting a different result, is a sure sign of insanity. Ons kan nie die ou goed herhaal nie, ons kan nie maar net weer teruggaan waar ons was nie. Jesus wil iets niets kom doen. Ek wil vinnig met u praat oor 3 goedjies wat my terughou. 3 goedjies wat dalk vanaand 'n rol in jou lewe speel. Sê nou maar net, ek sal Usain Bolt sien aantree vir 'n naloop met 'n rugsak met so 60 kg op. Dan gaan ek weet, Usain Bolt gaan nie daai wedren wen nie, hy gaan niks bereik nie. En tog lewe ons met sakke emosionele bagasie. Ek wil vanaand net 3 dingetjies uitlig wat emosionele pyn in my lewe veroorsaak en wat ek jou vanaand wil help om agter te laat. As ons deur hierdie deur stap, laat hierdie dinge agterbly. Die eerste komponent van my bagasie is, mense maak my seer. Misbruik. Net misbruik van ouers wat nie weet hoe om 'n kind op te voed nie. Maar daar's ook seksuele misbruik. Verwerping. Miskien verwerping op skool, verwerping deur vriende. Ek kan onthou hoe het ons probeer om in 'n span gekies te word. Sê nou maar 'n rugby span en probeer om rond te dans dat iemand my raak sien. Sterftes. Mense maak my seer. En ek wil 'n sin uitlig om hierdie penarie waar ons onsself bevind toe te lig. Waar daar onkunde heers oor die doel van 'n item. Waar daar onkunde heers oor die doel van 'n item, is misbruik onvermydelik. Miskien het jou ouers nie geweet wat 'n kosbare juweel jy is nie. Miskien het die skool nie besef nie. Miskien het jou oupa en ouma nie besef nie. En miskien het jy self nie besef nie. En misbruik is onvermydelik. Die tweede ding wat emosionele bagasie op my rug veroorsaak, is mislukkings. My besigheid het dalk misluk. Ons het te doen met soveel mense wie se huwelike misluk het. 'n Vennootskap, 'n sake transaksie het misluk. Hierdie goed veroorsaak 'n innerlike gevoel van mislukking en van minderwaardigheid en van skaamte en skande. En hierdie goede veroorsaak dat ek op die wegspring na hierdie tyd, of na hierdie naweek selfs, op 'n wegspringblok kom staan met 'n sak op my rug, en ek is nie in staat om die wedren te hardloop nie. Die derde ding wat my ongelooflik gewig in my sak veroorsaak, omstandighede. Ek het geen beheer hieroor nie, die ekonomie, die politiek, egskeiding van my ouers. Ek het dalk in 'n weeshuis groot geword. Ek het dalk arm groot geword. Ek het geen beheer oor hierdie dinge nie, maar hierdie dinge het 'n impak op my lewe gehad. Ek het vir jou 'n oplossing vanaand. Ek noem dit die krag van afsny. Die krag van afsny. Ek kan afsny wat agter is. Paulus sê, ek kyk nie terug nie. Maar daai goed het 'n effek op my. So ek moet hulle afsny. En die eerste ding waaraan ek jou wil blootstel is vergifnis. Die groot krag van afhandeling van die ou lewe is vergifnis. Die woord vergifnis, Matteus 6 vers 10 sê Jesus, vergewe ander soos ek julle vergewe het. En die Griekse woord hier is aphesis, wat letterlik beteken om die bande te sny wat bind. En weet jy wat, as ek vanaand hier sit en mense het my misbruik, ek is deur mislukkings en omstandighede het my iewers langs die pad gevang, dan is daar 3 moontlikhede, 3 persone op my rug vanaand. Die eerste persoon op my rug is myself. Die tweede persoon op my rug is iemand wat my seer gemaak het. En die derde persoon op my rug is dalk die Here, volgens my begrip, volgens my persepsie, volgens my lewensuitkyk. Hoe maak ek klaar? Ek moet afsny. Die eerste ding wat ek moet doen, ek moet myself kan vergewe. Vir al die foute wat ek in my lewe gemaak het. Partykeer het ek
het ek soveel weerstand van Heilige Gees, soveel inspraak van Heilige Gees, moenie dit doen nie, dis nie reg nie. My ouers selfs het met my gepraat, moenie hierdie ding toelaat in jou lewe nie. En ek het hardkoppig volhard. En nou vanaand staan ek hier en ek wil vir jou sê, vergewe jouself. Die tweede persoon wat jy moet vergewe, is dalk iemand wat in jou lewe skade aangebring het. Iemand wat in jou lewe dinge teen jou gedoen het wat jy vanaand kan onthou. As ek sekere name noem, onthou jy daai persoon, onthou jy situasies, onthou jy dalk vanaand gebeure. En as ek daai persoon se naam noem, is dit so duidelik vir jou. Ek wil vir jou vra vanaand, spreek daai persoon, sny daai persoon van jou rug af. En weet jy wat een van ons grootste probleme is? Ons het nie 'n godsbegrip gehad nie. Ons kyk na omstandighede en ons dink, jy weet, daar's mense wat sê God is totaal in beheer. Nee, God is nie totaal in beheer nie. Jy kan besluite maak. Ons premier kan besluite maak. Ons president, ons leiers, ons stadsraad kan besluite maak. En nou sê ons, dis die Here se skuld. Nee. Die Here het vir ons 'n pad gegee van liefde en van omgee. En ons kies om dit nie te volg nie. En ek wil vanaand vir jou sê, vergewe die Here. Hoe doen ek dit? Ek wil hê jy met daai persoon vanaand, wat skade aan jou gedoen het, gaan alleen, sê vir die Here, Here, ek wil so en so vanaand vergewe. En ek wil daai persoon afsny van my rug af. Here, ek is vanaand so skuldig daaraan, dat ek myself geminag het, dat ek myself skuldig gehou het vir jare aan hierdie optrede. U het vir my gesterf. U het opgestaan uit die dood om my vryspraak te waarborg. Die opstanding is die waarborg dat ek vry voor U kan staan. Here, ek vra, help my vanaand om myself, die bande wat ek aan myself mee gebind het, om dit los te sny. Daardie gebroke verhouding, daai mislukte huwelik. Here, selfs die manier hoe ek my kinders gehanteer het. Ek kom vanaand myself vergewe. En Here, ek wil vir U vanaand kom vra. Here, U het vir my 'n nuwe lewe kom gee. Ek wil kyk na my godsbegrip en ek wil vir U vra. Maak vir my 'n deur oop om U te sien soos U werklik is. Ek wil vir U lees ter afsluiting 1 Johannes 3 vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ek het nie 'n klou hoe ek sal wees in die ewigheid nie. Maar een ding weet ek, sê Johannes, as hy verskyn, sal ek aan hom gelyk wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Ek wil jou seën met hierdie woorde. Daar gebeur 'n ding, wanneer hy terugkom, en al die skadewees, en al die onkunde, en al die wanbegrippe, skielik in 'n oomblik verdwyn. As jy vanaand 'n disipel van die woord van God word, kan jy progressief hierdie pad stap, waar die skadies en die mis verdwyn, en jy die waarheid begin sien, oor wie God is, wie jou naaste is, en wie jy self is. Ek seën jou vanaand in Jesus naam. Amen. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice at the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, He's a pain taker. If you feel lost, He's a way maker. If you need freedom or saving, He's a prison shaking savior. If you got chains,
chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you believe it,